met de hand volgen, dan weet ik hoe kom. Met de hand volgen, dan weet ik hoe kom. Dat is het. Ons koning geliefdes, dat ons net eers alles reg kry, ons kan mooi rustig praat. Goeiemôre aan almal. Ek wil sê welkom ons erediens met die woorde van Hebreërs 10 vers 25. Hebreërs 10 vers 25 sê, laat ons nie die onderlinge byeenkoms versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer, na mate die dag sien nader kom. Hierdie woorde herinner ons, hoe belangrik dit is dat gelowiges saamkom. Die Here het nie bedoel dat die gelowige alleen in sy geloof moet leef nie. Hy roep ons om saam te aanbid, saam te luister na sy woord en mekaar te bemoedig. Wanneer ons hier by mekaar kom, word ons geloof versterk en ons harte weer gerig op God. Elke erediens is dit 'n geleentheid waar die Here ons ontmoet deur sy woord en gees. Hier word ons herinner aan sy genade, sy trou en sy liefde, maar dit is ook 'n plek waar ons mekaar kan bemoedig, in gebed dra en saam groei in die geloof. Mag die Here ons saam wees ryklik seën. Welkom in sy huis vanoggend. Ons dink aan mense wat ons voorbereiding in hierdie dae nodig het. Robbie Roberts is ontslaan uit Donald Gordon, hy is tans by die huis. Ons vra regtig u voorbereiding ook vir Robbie in baie moeilike tye, dat die Here hom sal dra en krag gee. Dan het Naomi Snyman geval by die huis en 'n T10 rugfraktuur opgedoen. Ons bid vir Naomi, sy staan in Linksfield Hospitaal, hulle is besig om 'n rugstuk van te maak. Ons dra Naomi ook in ons gebede aan die Here op vandag. Maar is ook lekker om te sê geluk met jou almal se verjaarsdag. Ja, nou jy verjaar hierdie week. Ek gaan nie praat, was baie besonderse verjaarsdag vir jou ook. Baie geluk, hoop is 'n mooi en geseënde jaar wat vir jou voorlê. En op verjaar Wilma Barnard ook. Wilma, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop is 'n mooi jaar wat voorlê. Lara, jy verjaar ook, Lara Steyn. Ek wil vir almal in die kerk sê, ek het vir haar pa ook gesê, hy moet nooit probeer daai goal te vang nie. Ek het op Facebook gekyk toe sy die laaste stretch van die 400 aflos hardloop en ek wil vir jy sê jy vlieg hoor. Baie geluk Lara en ook 'n mooi jaar wat vir jou voorlê. Dan verjaar Andrea van der Berg ook, baie geluk Johan met julle skoondogter se verjaarsdag en Martin van der Walt verjaar die 14de. Enkele afkondigings wat ons gemeente raak. Ons sê kollektes is die voorportaal vir barmhartigheid en kerkkas, en dan sê ek niks verder daaroor nie. Dan ook drink ons tee saam na afloop van die erediens. En Bybelstudies hierdie week is normaal op Dinsdag 9:30 en 5:30 en ek self is met verlof vanaf die 11de Maart tot die 26ste Maart. Ek sal weer die 27ste Maart terug wees op kantoor. Das aan daardie tyd dus geen Bybelstudies wees nie. Dan dink ek vanoggend moet ons regtig vir ons susters sê baie geluk. Die susterbestuur en elke suster wat saamgewerk het om gister se saamtrek 'n groot sukses te maak. Die terugvoer van al die gemeentes, en jy moet onthou ek het baie lank in Alberton Wes my konsulentgemeente gewerk. Al daardie mense het kom sê dit was 'n reuse sukses. Ons moet regtig vir ons susters sê baie geluk. Baie geluk aan Elspie en haar span wat saamgewerk het en aan elke suster wat Vrydag en Saterdag hier hard in die saal gewerk het. Ons is regtig trots op dit wat julle gedoen het. Ons diakens verkoop hamburgers op die 27ste Maart. Die lys is in die voorportaal. Skryf asseblief die naam daarop. Dit is R70 vir 'n burger met 'n koeldrank. So asseblief ondersteun ons diakens ook. Hulle doen groot werk. Die diakens se werk van so 'n aard, die linkerhand weet nie wat die regterhand doen nie.
So die diakens kom nie en sê ons help vir punt A, B of C nie. Hulle doen dit in rustigheid, mense wil amper sê in uiterste vertroulikheid, maar ek wat saam met hulle werk, weet wat hulle doen. Daarom wil ek regtig vra, ondersteun ons die diakens, dat hulle ook hulle werk asseblief met vrug en kan voortgaan, ook in ons gemeente. Ons gaan stil word voor die Here, en ons Botemislied 245 vers 1, ek wat vergifnis hier ontvang het. En ons is hier vandag, omdat die vergifnis van die Here ons geroep het, gelei het en hier saamgebring het. Kom ons sit so, dan sing ons die 245 vers 1 saam. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die koning oor die heersers van die aarde. Amen. Ons loflied vanoggend, lied 190 vers 1 en 2, ons staan as ons dit sing. Ek nooi u om saam met my u geloof hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan saam luister na dit wat die Here ons God vir ons beveel om te doen. En ons gaan luister daarna aan die hand van Eksodus 20, daarvan vers 1 tot en met vers 17. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of van wat op die aarde hieronder, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot aan die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my gebooie gehoorsaam en my liefhet. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat by jou is nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here, nee. Ek gaan eers die 3de gebod verklaar soos ek elke Sondag doen. Die 3de gebod lui: jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Geliefdes, hierdie gebod leer ons om met eerbied en met respek met God se naam om te gaan. God se naam is nie net 'n woord nie. In die Bybel
verteenwoordig God se naam, sy wese, sy karakter, sy teenwoordigheid. Wanneer ons dus God se naam gebruik, verwys ons na die heilige en almagtige God self. Daarom waarsku die 3de gebod ons, dat ons nie sy naam ligtelik, oneerbiedig of vals mag gebruik nie. Nee, die mees algemene manier waarop mense hierdie gebod oortree, is deur vloek of ligsinnige taal. Wanneer mense God se naam as 'n vloekwoord gebruik, of dit sommer in gewone uitdrukkings misbruik, word die heiligheid van God se naam aangetast. Maar die 3de gebod gaan oor meer as net ons woorde. Dit raak ook hoe ons God se naam in ons lewe verteenwoordig. Ons kan God se naam ook misbruik as ons dit gebruik om ons eie agendas te bevorder. Dit word gebeur wanneer ons sê, God het vir my gesê, terwyl dit eintlik net my eie mening is. Net so kan mense God se naam misbruik deur valse eedswerings te maak of deur onopreg oor hulle geloof te praat. Aan die positiewe kant roep die 3de gebod ons op om God se naam reg te gebruik. Ons gebruik sy naam reg wanneer ons hom aanbid, wanneer ons bid, wanneer ons sy woord verkondig en wanneer ons met eerbied oor hom praat. Die lewe moet ook wys dat ons aan God behoort, sodat ander mense sy naam deur ons kan eer. Vir Christene kry hierdie gebod nog 'n dieper betekenis. Ons dra immers die naam van Christus. Ons is Christene. Dit beteken dat ons die woorde en die dade van die Here moet verheerlik. Wanneer ons in liefde, waarheid en gehoorsaamheid leef, wys ons dat ons God se naam respekteer. Saamgevat, die 3de gebod roep ons dus op om God se naam nie net met ons mond nie, maar met ons hele lewe te eer. Ons antwoord op die wet van die Here en berei ons voor om saam te bid met die 235 daarvan vers 1 en 2. Na ons gesing het, kan jy gaan sit en ons gaan voor dan in gebed.
Ons Vader wat in die hemel is, ons het gesing, ons het geluister na die wet, en ons weet as ons daarna kyk, staan ons skuldig, tot die dood toe skuldig. Wat ons oortree met woorde en met dade u wet, elke dag, en tog, uit genade kan ons hoor, dat u vir ons sê, niks sal jou skei van die liefde wat in Christus is nie. Vir daardie genade, en daardie liefde kom ons vanoggend om te sê, dankie Here, dankie vir genade onbeskryflik groot, genade wat ons gesien het, toe ons nog ver was, genade wat ons teen die bors druk, sodat ons kan hoor, kom in die vreugde van jou Heer, my kind. Vanoggend dink ons aan 'n wêreld waarin die kerk leef, waarin die kerk die woord moet verkondig, waarin ons as gelowiges, die kerk op aarde, die woord moet uitdra. Dis 'n wêreld vol oorlog, oorlog in die Midde-Ooste, waarvan ons almal asem ophou. Ja Here, u alleen kan vrede gee. Werk uit daar in harte, dat die vrede op die tyd sal geskied. Ons bid vir 'n wêreld wat getuister word deur weeromstandighede, siklone, reën, oorstromings. En ons weet, alles hierdie is tekens, die kraampyne en die barenspyne van die nuwe Jerusalem wat op pad is. Daarom weet ons vanoggend, ons kan stil word voor u, uit die woord lees en weet, u is hier by ons teenwoordig. U het beloof in Johannes 14, ek is nooit weg van julle nie, ek sal by julle wees, al die dae van julle lewe. En vir daardie nabyheid, daardie ondersteuning, krag en genade, sê ons dankie met dit wat ons sê, en dit wat ons doen. Maar Here, ons gaan die woord nou open, om daaruit te lees, en daaruit ook te preek. Preek is 'n mensewoord, sondige mense bring u woord, maar u seën daardie woord, met genade en krag na elke mond. Daarom vra ons, open die woord vir ons vandag, gee ons genade, krag en bystand, in Christus se naam. Amen. Ek lees saam met u uit Markus hoofstuk 2 daarvan vers 1 tot 12. Ek lees die 1983 vertaling. Het jy al ooit, en na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom, en die mense het gehoor dat hy in die huis was, en dadelik het baie saamgekom, sodat daar selfs nie by die deur meer plek was nie, en hy was besig om aan hulle die woord te verkondig, en daar kom mense na hom, met 'n verlamde man wat deur vuur gedra word, en toe hulle van wie die skare nie naby hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was, en nadat hulle dit oopgebreek het hulle die bed waar die verlamde op lê, laat afsak, en toe Jesus hulle geloof sien, sê vir die verlamde, seun, jou sondes is vergewe. En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit, en in hulle harte geredeneer, waarom praat hierdie man so godslasterig? Wie kan sondes vergewe, behalwe een, naamlik God? En Jesus het dadelik in sy gees geweet, dat hulle by hulself so redeneer, en hy sê vir hulle, wat redeneer julle oor hierdie dinge in julle harte? Wat is makliker om vir die verlamde te sê, die sonde is jou vergewe, of om te sê, staan op, neem jou bed op en loop. Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het, om sondes op aarde te vergewe, sê vir die verlamde man, maar ek sê vir jou, staan op, neem jou bed en gaan na jou huis toe. En dadelik staan hy op en neem sy bed op en gaan voor die oë van almal uit, sodat almal verbaas was en God verheerlik het en gesê het, so iets het ons nog nooit gesien nie. Die vers in rooi is ons saamtrekverse, maar ons kyk na die hele perikoop in geheel. Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, sê vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Deur die dag, die een wat sien, vergewe en genees, met ons tema, Jesus het mag om sondes te vergewe en te genees. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, het jy al ooit so na iets verlang, dat jy oor enigiets sou klim om daarby uit te kom of dit te kry? Het jy al ooit so desperaat gevoel,
dat algemene aanvaarde gedrag, norme en goedkeuring nie meer saak maak nie. Ons gaan vandag kyk na 'n groep mense wat presies dit gedoen het. Hulle het nie net deur 'n skare gebars nie, hulle het letterlik 'n dak oopgebreek om by een man uit te kom. Die verhaal in Markus 2 is een van die bekendstes in die hele Nuwe Testament. Die verhaal is vol drama, geloof en konflik, maar die kern daarvan lê in die onthulling oor wie Jesus werklik is. Dit is nie net 'n wonderwerk verhaal oor 'n man wat kon loop nie. Dis 'n verklaring oor 'n man wat mag het om die diepste nood van 'n mens te heel. Ek wil saam met u vandag hierdie gedeelte gaan ondersoek om te sien dat Jesus beide die mag het en die gesag het om ons sondes te vergewe en ook siektes te genees. Kom ons kyk na die konteks van hierdie verhaal. Jesus is terug in Kapernaum, sy tuisbasis tydens sy Galileese bediening. Hy is in 'n huis, waarskynlik in die huis van Petrus en Andreas. En die nuus versprei soos 'n veldbrand. Jesus is hier, hy's tuis. Die gevolg, 'n massa bymekaar koms. Die huis is propvol. Mense staan selfs buitekant die deur en loer in. Almal wil hom hoor. Almal wil sien wat hy gaan doen. En Jesus, hy is besig om die woord van God, sy genade en sy liefde aan hulle te verkondig. Hy leer daardie skare. In hierdie skare is daar 'n wye verskeidenheid van mense, nuuskieriges, geleerdes, gelowiges, maar ook skeptici. Onder hulle was er ook fariseërs en wetgeleerdes wat van oral in Galilea en Judea en selfs van Jerusalem gekom het, soos Lukas ons vertel. Hulle het nie gekom om te leer nie. Hulle het gekom om te ondersoek. Hulle het gekom om te kritiseer. Dit is die konteks. Dit is die verhaal, 'n oorvol huis, 'n dinamiese leraar en 'n honger of dan ook kritiese skare. Dit is in hierdie chaos dat ons 4 mans met 'n vriend wat verlam was ontmoet. Hulle kom om hulle vriend by Jesus uit te kry, want hulle wil dat die Here hom gesond maak. Maar toe hulle by die huis kom, wat 'n teleurstelling. Hulle kon nie naby die huis kom waar Jesus in is nie. Mense het die deur geblokkeer. Wat doen hulle? Sou hulle omdraai? Sou hulle terugduins vir die verlamde vriend sê, ons het probeer, jammer, ons kan niks verder doen nie. Nee, geliefde, hierdie mans is nie bereid om te draai nie. Hulle kyk na die skare, hulle kyk na die deur wat toegepak is en hulle maak 'n plan. Want in daardie tyd was huise dikwels met 'n platdak gemaak, met houtbalke, bedek met riet, takkies en 'n laag klei. Dit was 'n modderdak. Dit was nie vir 'n eenvoudige taak om oop te breek nie. Dit was 'n stowwerige en ook 'n raserige werk. Stel jou die toneel voor. Jesus is besig om te onderrig. Hy is besig om met die skare te praat. Die atmosfeer is gelaai met erns. En skielik hoor jy 'n geskuur, 'n gekrap en 'n geskraap bo jou kop. Dan begin die stof en die klippies val. Ligstrale breek deur en voordat enigiemand beswaar kan maak, word die gat al groter en 'n matras word aan toue stadig voor Jesus se voete neergelaat. Wat dryf hierdie manne tot daardie aksie? Geliefde, dit is geloof. Dit is geloof wat nie deur hindernisse gestuit kon word nie. Hulle het geglo, as hulle hulle vriend net voor Jesus kan kry, sou daar 'n uitkoms wees. Hulle het die moeite gedoen, die vernedering verduur, die werk gedoen om hulle vriend by die groot geneesheer te kry. Kom ons vra vir onsself, geliefde, hoe lyk dit in jou lewe vandag? Vir wie draai jy? Wie is die verlamde in jou lewe wat nie self by die Here kan uitkom nie? 'n Vriend, 'n familielid, 'n kollega wat geestelik verlam is, vasgevang in sonde en wanhoop? Die vraag aan jou en my vanoggend uit hierdie gedeelte is ons geloof sterk genoeg om dakke oop te breek vir ander? Soms beteken dit dat ek en jy onkonvensioneel moet wees, dat ons moeite moet doen, onsself bloot moet stel, net om daardie persoon by die Here uit te bring. Hierdie mans
se geloof was geloof wat ons lewe nodig het, daadgeloof, werklike geloof wat optree. En dan, toe Jesus hulle geloof sien, sê vir die verlamde, seun, jou sondes is vergewe. Let op, Jesus sien hierdie mans se geloof, die geloof van hierdie 4 draers. Hulle aksie was 'n sigbare bewys van 'n onsigbare vertroue. Jesus reageer daarop, maar sy reaksie was nie wat hulle of die mense rondom verwag het nie. Hierdie man is verlam, hy kan nie loop nie. Wat hy die nodigste het, lyk dit, is om gesond te word, op te staan en uit te stap by daardie deur. Maar Jesus kyk dieper, geliefde. Jesus kyk nie net na ons uiterlike lyding, pyn en gebrek nie. Nee, Jesus kyk dieper en sien in hom 'n dieper nood. Hy sien 'n siel wat meer verlam is as sy liggaam. Hy spreek hom aan as seun, 'n teerheid, 'n liefde en verklaar, seun, jou sondes is vergewe. Vir die Joodse denke was daar 'n direkte verband tussen sonde en lyding. Al was dit hier nie dalk die geval nie. Jesus het later verduidelik in Johannes 9. Maar hier, in hierdie man se lewe was sy grootste probleem dalk nie sy lamheid nie, maar sy skuld voor God. Sy verlamming was die simptoom, die sonde was die siekte. En nie doen Jesus wat net God kan doen. Hy vergewe sonde. Hy praat nie net 'n genesing nie, hy spreek 'n absolute goddelike vryspraak uit. Hy pak die wortel van die probleem aan. Dis 'n radikale daad van genade. Hy sê vir hierdie man, jou verhouding met God is reggestel. Jou skuld is betaal. Jou verlede is uitgewis. Voordat hy die liggaam genees, genees hy eers die hart. Dit is die evangelie in 'n neutedop. Ons grootste nood is nie die omstandighede waarin ons leef nie, maar ons toestand, ons lewe voor die heilige God. En Jesus het mag om daardie toestand te verander. Terwyl Jesus daardie man se toestand verander, is daar mense wat net krities en vol woede toe kyk. Luister na vers 6. En sommige van die skrifgeleerdes was daar en het in hulle harte gedink, waarom praat hierdie man so godslasterlik? Dis net God wat sondes kan vergewe. Die fariseërs en die skrifgeleerdes sit doodstil. Hulle monde is toe, maar hulle harte is 'n kookpot van veroordeling. Hulle redenering is teologies korrek. Net God kan sondes vergewe, absoluut. Hulle maak die logiese afleiding. As Jesus beweer om sondes te vergewe, dan beweer hy implisiet dat hy God is. En omdat hulle nie in hom as God glo nie, beskou hulle dit as godslastering, die ergste misdaad in die Joodse wet. Hierdie manne, die fariseërs en die skrifgeleerdes, is tog so korrek in hulle teologie, maar verkeerd in hulle gevolgtrekking. Hulle kon en wou nie verstaan dat die een wat voor hulle staan waarlik die seun van God is nie. Hulle sien 'n timmerman, nie hulle Messias nie. Hulle sien 'n wetsoortreder, nie die vervulling van die wet nie. Hierdie interne konflik bring ons by die hart van die verhaal. Jesus lees hulle gedagtes. Hy weet wat in hulle harte omgaan. Dit wys weer sy goddelike alwetendheid. En hy konfronteer hulle dan ook direk. Ons lees die volgende. En dadelik het Jesus in sy gees gemerk dat hulle by hulle self dink en sê, waarom dink julle hierdie dinge in julle harte? Wat is makliker? Om vir die verlamde te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê, staan op, neem jou bed en loop? Hierdie is 'n meesterlike vraag. Wat is makliker? Enig iemand kan sê, jou sondes is vergewe. Dis 'n onsigbare verklaring. Jy kan dit sê, en niemand kan dit bewys of weerlê nie. Niemand kan in die hemelse boeke gaan kyk of dit regtig gebeur het nie. Dis 'n maklike stelling te maak, want dit kan nie op aarde geverifieer word nie. Aan die ander kant, om te sê, staan op, neem jou bed en loop, is 'n onmiddellike, sigbare, toetsbare uitspraak. As die man bly lê, is Jesus 'n bedrieger. As hy opstaan, is die bewys gelewer.
Jesus gebruik hierdie logika om sy punt te maak. Hy sê in effek, julle dink dat ek 'n godslasteraar is omdat ek sê ek vergewe sondes, 'n onsigbare daad. Maar wat as ek nou die sigbare doen? Sal julle dan glo dat ek mag het oor die onsigbare? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om sondes op aarde te vergewe, sê hy vir die verlamde, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed en loop. Hier is die hoogtepunt. Jesus maak 'n amptelike, goddelike verklaring. Hy gebruik die titel Seun van die mens, 'n messiaanse titel uit Daniël hoofstuk 7, wat dui op iemand met hemelse gesag en mag. Hy bevestig sy gesag om sondes te vergewe deur die genesing laat plaasvind. Staan op. Die woord gaan van God uit. En dadelik gebeur die onmoontlike. En hy het opgestaan en sy bed geneem en dadelik voor die oë van almal uitgegaan, sodat hulle almal buitengewoon verbaas was en God verheerlik het en gesê het, so iets het ons nog nooit gesien nie. Die man wat pas op 'n draagbaar 'n matras voor Jesus neergelaat is, staan op. Hy rol sy matras op, die wat sy tronk was, die simbool van sy hulpeloosheid, en hy loop. Hy loop verby die skare, verby die fariseërs, verby sy vriende uit die deur uit. 'n vryman, 'n heel man. Die skare is in verwondering. Hulle reaksie is lofprysing. Hulle erken dat hulle iets buitengewoons aanskou het. Maar wat beteken hierdie geliefde vandag vir jou en my? In die eerste plek, dit bevestig vir ons die volle omvang van Jesus se bediening. Hy is nie net 'n geneeser van die liggaam nie, hy is die verlosser van die siel. Baie mense soek vandag 'n Jesus wat regmaak, wat dinge regmaak, 'n beter werk, beter gesondheid, finansiële voorspoed. En ja, Jesus gee om vir ons fisiese nood. Maar as hy jou net gesond maak en jou sonde onvergewe laat, is jy steeds verlore. Die grootste wonderwerk wat Jesus in jou lewe kan doen, is om jou sondes te vergewe en jou in die regte verhouding met God te stel. In die tweede plek, hierdie verhaal leer ons dat geloof dikwels die dak moet oopbreek. Daar is mense om jou wat nie by Jesus kan uitkom nie. Hulle is verlam deur hulle eie sonde, twyfel, hulle eie omstandighede. Het jy die geloof om daardie dak te gaan oopbreek? Om te bid vir jou vriende, om vir hulle getuienis te gee, om hulle kerk toe te nooi, om hulle te dra, wanneer hulle self nie kan loop nie. Jou geloof kan die verskil maak. In die derde plek bied hierdie 'n direkte uitdaging aan elkeen van ons. Lê jy vandag op 'n draagbaar? Is jou liggaam gesond, maar jou siel verlam deur skuld, skaamte of sonde wat jy kan afskud nie? Hoor Jesus se woorde vandag vir ons. My seun, my dogter, jou sondes is vergewe. Dis nie 'n maklike stelling nie. Dis 'n goddelike realiteit vir die wat in hom glo. Want op die kruishout van Golgotha het hy die prys betaal. Daar het sy bloed gevloei. Daar is hy gemartel en gehang, sodat ek en jy kan sê, Abba Vader, ek is tuis in die Vaderhuis. Maar meer nog, Jesus het deur sy opstanding nog verder bewys dat die dood nie mag het oor ons nie. Vir die wat dalk vandag skepties is, soos die Fariseërs, was Jesus dalk net 'n goeie mens of profeet? Kyk na die bewyse, kyk na die veranderende lewens, kyk na die krag van die evangelie deur die eeue. Hy wat dooies kon opwek, verlamdes kon laat loop, het waarlik die mag om die dooies in sonde geestelik lewend te maak. Ek sluit af, geliefdes. Die verhaal van hierdie verlamde man eindig nie by die deur van daardie huis in Kapernaum nie. Dit ekho deur die eeue tot vandag. Dis die verhaal van 4 mans wat geweier het om tou op te gooi. 'n Man wat geweier het om by die sigbare te stop, en God wat die mag het om beide die sigbare en die onsigbare te heel. Jesus, geliefde, het vandag daardie selfde mag. Hy sien geloof, selfs die geloof van ander wat vir jou bid. Hy sien jou diepste nood en hy sê vandag,
in hierdie kerkgebou vir my en jou. Jou sondes is vergewe. Die prys is betaal. Staan op, vat jou matras, daardie ding wat jou plat gehou het, en loop in die vryheid van 'n nuwe lewe in. So iets het die wêreld nog nie gesien nie. 'n Verlosser wat so diep sien, so volledig vergewe, so kragtig genees, wat jou so lief het, dat hy bereid was om die vloek dood deur te gaan. Kom ons gaan hierdie week uit, en ons gee eer aan die Here. Kom ons gaan hierdie week uit, en ons maak dakke oop. Ons bære daardie matras wat ons plat hou, en ons sê, Soli Deo Gloria, o God, aan u die eer, vir alles wat ek is en het. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader, ons staan klein voor u, wat ons so dikwels geneig om op te gee, om die verdere stap te probeer, ja, groot moeite te doen vir mekaar nie. Ons word skaam as ons lees van hierdie 4 mans, wat 'n dak oopgebreek het, omdat hulle geglo het u kan genees. Help ons om in hierdie week wat voorlê, met daardie selfde geloof op te tree. Geloof wat berge versit, geloof wat bo alles uitgaan, sodat ons, ook daar waar ons leef, waar hy ons geplaas het op hierdie aarde, waarlik sal kan doen wat u vir ons vra. Mense sal lei tot bekering in u, omdat hulle kyk na ons lewe en sê, waarlik, so leef een wat 'n Christen is. Ek wil volg, ek wil doen dit wat hy doen. Maak ons sterk, o Here, in Christus se naam. Amen. Ons slotlied, geliefdes, lied 464 vers 1 en 3. Ons is deur 'n naweek wat die Here ons geseën het. 'n Naweek wat die Here ook ons susters met buitengewone krag en genade geseën het. Kom ons sluit af met hierdie loflied. O Heer my God, en ons jubel saam uit dank vir sy genade. Ons staan. Die son en maan, die aarde, sterre, wolken, hoe u dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe
Die Here sal u seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.